Die Here sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus ons Here. Amen. Ons tema is vanmôre leef Psalm 23 elke dag. En ek wil graag vir u Psalm 23 dan voorlees. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde en hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. In u hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lente van dae. Nou geliefdes, winter is seker een van die mees depressiewe tye in die jaar. Dit is koud, dit is vaal, op plekke droog, op ander plekke weer nat in die land. Die nagte is lank, die dae is kort, energievlakke is laag. Mense wil nie uitgaan om goed te gaan doen nie. Jy soek mos maar daardie warmte in jou huis, knus waar die koue jou nie kan bykom nie. Intussen tyd gaan die lewe aan. Jou daaglikse routine van vroeg opstaan en gaan werk, terugkeer as dit donker is, daai goed bly dieselfde. Die spanning van jou dag word nie minder nie. Dit bly by jou soos koue teen jou lyf. Jy bly steeds bekommerd oor jou gesin, jou werk, jou finansies, die seisoene van jou lewe. Maar sekere stresfaktore bly dieselfde, of word soms meer. En hierdie spanning en stres maak dat 'n mens oud word vir jou tyd. Plooie word meer, die frons op jou voorkop word al hoe dieper. En ek is seker daarvan, ek ken ook mense wat deur moeilike tye gegaan het, dalk traumatiese of stresvolle tye. En as jy hulle na 'n lang ruk sien, dan is dit asof hulle oornag oud geword het. COVID het dit ook met baie mense gedoen. Nou dat ons ontmasker is en mens sien iemand se gesig na 'n lang tyd, is dit dikwels asof mense net in hierdie 2 of 3 jaar nie net 2 of 3 jaar ouer geword het, maar sommer 10 jaar. En dit is wat stres aan 'n mens doen. Dit maak mens oud. Dit maak jou dood. En vanoggend praat ek nie net van oppervlakkige stressors nie. Nie net iets wat jou gou laat skrik het en die adrenalienvlakke laat opskiet het en na 'n ruk is jy weer okay nie. Daar is mense daar buite wat leef met kroniese stres. Die lading op hulle is enorm. Huwelike ly daaronder, werk ly daaronder, kinders ly daaronder. Ons is altyd gejaagd, want ons het nooit genoeg tyd nie. Ons is heeltyd opgewen en onderdruk en moeg. En die probleem is, dat ons liggaam skakel nooit af nie. Ons breine skakel nooit af nie. Ek weet die psalmdigter van Psalm 23 het nooit hierdie stres beleef van ons wêreld nie. Maar hy sluit vir ons 'n geheim oop om te ontlaai. Hoe om stres teen te werk of minder stres te hê of dalk dit net beter te hanteer. Die geleerdes meen daar is 7 faktore wat stres bevorder. Eerstens sê hulle bekommernis. En deesdae is daar soveel goed om jou oor te bekommer. Selfs die klein goedjies, soos jou selfoon. Jy raak bekommerd as jy 'n oproep mis, of nie 'n boodskap gesien het nie. Of bekommerd dat jy dit dalk iewers verloor of misplaas. Jy is bekommerd jou foon raak pap en mense kan jou nie bereik nie. Jy kan nie kontak maak nie. Jou data of jou ligtyd is op. 25, 30 jaar gelede het ons nie daardie bekommernisse gehad nie. Maar hierdie klein bekommernis neem jou gevangene. Om nie eens te praat van groot bekommernisse, soos jou gesondheid, jou huishouding, jou werk, of selfs jou geloof nie. Die tweede faktor wat stresvlakke opjaag, is juis gejaagdheid. Ons leef in 'n tyd wat alles net so gejaagd is. Die pas van die lewe is vinnig, die hele tyd. En almal soek alles nou. En die tempo waarteen goed moet gebeur of nie gebeur nie, veroorsaak stres. Ons plaas onsself en ander onder geweldige druk as gevolg van gejaagdheid. Ons kry nie eers kans om by ons geloof of ons verhouding met God uit te kom nie. En dit bring weer skuldgevoelens by ons op, wat nog meer stres veroorsaak. 'n derde faktor wat hulle sê is groot groepe. Die wêreldpopulasie neem toe, die spanning van soveel voertuie op die pad, groter groepe mense, dit bly elke keer vir ons
'n spanningsvolle situasie. Veral wanneer dit kom by mense wat in klein komplekse bly, maar baie mense. Veral na so lang tyd van afsondering en isolasie, bring 'n klomp mense by mekaar vir mens dalk meer spanning. Ek hoor baie mense wat dikwels sê, ek kan nie meer deel met groot groepe mense by mekaar nie. Nog 'n faktor wat 'n rol speel, is meer keuses. Dit veroorsaak dat ek sukkel om besluite te maak. Jy moet heeltyd keuse op keuse maak, en dan moet jy ook die regte keuse maak. Want daar is nie tyd of plek vir foute in ons leefwêreld nie. Net om 'n koppie koffie in 'n winkel te bestel, is al klaar vir my stresvol. Dit is vraag op vraag, groot of gewoon, melk of swart, wit of bruin, of geen suiker, kafeïen of kafeïenvry, watter geur. Mense voel so verward en opgestres net om koffie te bestel, dat jy sommer sê, los die koffie en bring net water. En dan begin die vraag weer van vooraf, bottel of kraan, stil of sparkling, met ys of sonder ys, met suurlemoen of daarsonder. Dis heeltyd keuses en dit bring spanning, selfs met die onbenullige goed. Nie eens te praat, weer eens van daardie belangrike keuses in 'n mens se lewe nie. Iets wat geweldige groot druk op mense plaas, is ook geen privaatheid nie. Omdat ons so gekonnekteer is via sosiale media, weet almal iets van jou af. En soms weet hulle meer van jou as wat jy self weet. Mense weet waar jy is, wanneer jy daar is, jou inligting is oral op die web beskikbaar. Jy voel nêrens meer veilig nie. Jy is te bang om iets te deel, want iemand gaan dalk iewers kritiek lewer. Nog 'n faktor wat stres aanwakker, is diversiteit van ons samelewing. Waar jy gaan, waar jy beweeg, waar jy werk, waar jy bly, waar jy skool gaan, waar jy gaan uit eet. Daar's verskillende mense met verskillende gelowe en verskillende waardes, verskillende norme, verskillende kulture. En dit veroorsaak weer konflik, en konflik veroorsaak stres. Want ander glo nie soos wat ek glo nie. Hulle maak nie soos wat ek maak nie. Wie's nou reg en wie's verkeerd? En dit bring ons by die laaste faktor, vrees vir die toekoms. Ons is bang vir die toekoms, hoe dit gaan uitwerk en wat in die toekoms gaan gebeur. En onsekerheid is seker een van die grootste stressors, want ons weet nie wat voorlê en wat wag nie. En nou vandag gaan ons kyk na seker die mees bekendste psalm in die hele Bybel. En wanneer ek en jy hierdie metafore verstaan, dan is dit 'n model vir stresverligting. En uit hierdie 6 verse gaan ons kyk na 6 nuwe gewoontes om stres te verminder of dit dalk beter te hanteer. Kyk saam met my na die pad van die psalmdigter en hoe hy dit probeer elke dag leef. En ek wil vir u vra, bely dit elke dag, dat die Here ook jou herder is. Hy vervul mense se behoeftes. Dit moet jou rustig maak. Dit gaan keer dat jy teleurgestel gaan word. En wanneer ons oog op ons herder gerig hou, en ons nie altyd wil rondkyk na aardse mense en dinge hier op aarde nie, dan verminder mense stresfaktore. Mense stel teleur, maar God nooit nie. In vers 1 lees ons, die Here is my herder. Daar is niks wat my ontbreek nie. Of 'n ander vertaling sê, ek kom niks kort nie. Die boodskapvertaling sê dit so mooi, die Here sorg vir my, soos 'n herder wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig nie. God is ewig. En hy het ons gemaak, en hy weet wat goed en reg is vir elkeen van ons. Hy weet wat ons nodig het, want hy is ons herder. En so skape hulle herder vertrou vir alles wat hulle nodig het, kos en beskerming, moet ons God ook vertrou. So volgende keer, as jy dalk so 'n bietjie opgestres raak, draai na God toe en bely, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Sien raak wat hy alreeds vir jou in plek het. Tweedens, leer om te rus in God se teenwoordigheid. Ek moet God se opdrag om te rus gehoorsaam. Rus is so 'n belangrike aspek. In Genesis lees ons dat God self op die 7de dag gerus het. Hy was nie moeg nie. Ons leer tog in die Bybel dat daar geskrywe staan, God sluimer nie of hy slaap nooit nie. Maar hy wil vir ons wys hoe belangrik dit vir die kroon van sy skepping is, om ook so 'n bietjie na onsself om te sien en te rus. So baie van ons stres is omdat ons probeer opvang of heeltyd bybly. Jy werk jou tot in 'n stilstand in. Jou werkslading word elke dag meer. Meer word van jou verwag by die huis, deur jou familie, jou kinders, jou man of jou vrou. Daar is altyd nog iets wat jy moes doen of wou doen. Kom tot rus. God sê, dit is tot jou voordeel.
Jesus kom en sê in Markus 2 vers 27, die Sabbat is daar ter wille van die mens, nie die mens ter wille van die Sabbat nie. Mense dink, hulle het nie nodig om te rus nie. Maar kyk wat sê vers 2 van Psalm 23. Hy laat my wei in groen weivelde. Na waters waar daar rus is, lei hy my. Eers voorsien hy in my basiese behoefte van kos en water, en dan rus. Die Engelse sê, he makes me lie down. Hoekom? Want as jy dit nie gaan doen nie, dan gaan jou liggaam jou forceer om dit te doen. As jy nooit rus nie, dan gaan jy siek raak en net nog sieker, en op 'n stadium, dan gee jou liggaam net in. Of jy sal dalk depressief raak, of moedeloos raak, of gewoon aan uitbranding begin ly. Sommige mense kom op 'n stadium dat hulle net wil opgee, want alles is net te veel moeite. Selfs in jou besigste seisoen. Of dit nou jaareinde is, of voorraadopname is, of maandeinde, maak tyd vir God, saam met God. Rus in sy groen weiveld, herfokus jou gees tot die Vader, raak stil vir hom, en saam met hom, praat met hom. Herlaai jou siel en jou emosies. Die derde ding wat ons leer is, energeer en visioneer. Hoor wat sê vers 3, hy gee my nuwe krag, hy lei my op die pad van geregtigheid, tot die eer van sy naam. Wanneer mense wielepap is, en jy moeg en gestres is, voel het vir jou energievlakke, is nie net laag nie, maar jy sukkel ook om rigting in jou lewe te bepaal. Een van die goed wat baie stres veroorsaak, is om die regte besluite te maak. Is dit wat ek nou doen, of besluit, die regte ding? In die kerk hoor ons gereeld mense wat sê, ek wil doen wat God van my vra, of ek wil God se wil doen. En nou is my vraag, maar wat is God se wil vir jou? Om uitgeput en moeg en oorlaai te wees? Nee, hy wil vir jou nuwe krag gee, hy wil jou lei op sy pad, die pad van geregtigheid tot die eer van sy naam. Wat jy ook al doen, doen dit vir die Here. Die oomblik as ons dit wat ons doen met 'n nuwe gesindheid doen, ervaar ons nuwe energie en word dit lekker om dit te doen. En mens sien weer die pad vorentoe, nuwe hoogtes, nuwe uitdagings met nuwe hoop. God gee vir ons nuwe krag en hy lei ons op die regte paaie. Daarom kan ons ook uit hierdie Psalm leer om God te vertrou, selfs in die donkerste dieptes. Ons almal gaan deur donker klowe op een of ander stadium in jou lewe. Jy verloor dalk 'n geliefde, jy verloor dalk jou werk, jy verloor jou geld of jou gesondheid. Mense maak jou seer of stel jou teleur. En jy voel jy is in hierdie donker kloof. Maar dit is belangrik dat jy nie vrees nie. Jy moet wel rou, maar moenie vrees nie. Ons mag nie in daardie donkerte vasgevang word nie. Ons moet weet dat God ons veilig in sy hande hou. Hy hou ons vas, hy beskerm ons. En as jy nie gaan rou oor iets of iemand wat jy verloor of die teleurstelling nie, dan gaan jy nie aanbeweeg nie. As jy daardie emosie net gaan onderdruk of afdruk of ignoreer, gaan jy in daardie donker kloof bly en jy gaan bang wees. Ons mag en moet treur oor goed. Dis hoe ons deur die moeilikste stadiums van ons lewens kom. Maar ons mag ook nie vergeet van sy veilige hand wat ons vashou nie. Nêrens in die Bybel sê dit, jy mag nie hartseer wees of jy mag nie treur of jy mag nie rou nie. Die Bybel vertel ons dan dat Jesus self hartseer was en gehuil en getreur het. Maar Psalm 23 vers 4 sê, wanneer ek loop in 'n baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want U is naby my. U stok en die staf beskerm en ondersteun my. Die ou vertaling sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade. En dalk gaan van julle op hierdie stadium dalk deur 'n stadium van skadu of skuld, of 'n skaduwee van depressie, of 'n skaduwee van konflik of siekte. Maar die waarheid oor skaduwees is, hulle kan jou nie seermaak nie. Maar wat ons wel besef is, vir 'n skaduwee om daar te wees, moet daar tog lig wees. Wil jy nie vandag eerder jou rug draai op die skaduwees in jou lewe, en eerder draai na die lig toe nie, na die Herder toe? Jy hoef nie al die antwoorde te ken nie, maar jy moet God ken. Dis hoe om stres te hanteer en te verminder. Dan bring dit ons by die volgende punt, laat God jou verdedig, waar jy ook al gaan. Almal van ons het daardie een persoon wat jou frustreer, of van wie jy nie hou nie, of van wie jy heeltyd teenkanting kry, die wat agter jou rug wil praat, die wat jy wil swart smeer.
Mense wat jou nooit gelukkig wil hê nie. Wat is ons natuurlike reaksie op dit? Ons wil hulle terugkry, ons wil wraak neem. Maar die realiteit is, dan is ons niks beter as hulle nie. Daar gaan altyd mense wees wat nie van jou gaan hou nie. Hoe moet ons hierdie mense hanteer? Die moeilikste antwoord is, ons moet nie. God sal. Dawid het iets daarvan verstaan. Vir 'n groot deel van sy lewe hardloop hy weg vir 'n koning wat hom wil doodmaak. Maar nooit het Dawid terugbeklei of aangeval nie. Hy sou nooit eers iets sleg van daardie koning gesê het nie. En in daardie tyd was God besig om Dawid te vorm as 'n man na sy hart. Al wat Dawid gesê het is, soos in Psalm 23 vers 5 staan, U berei vir my 'n feesmaal voor die oë van my vyande. U verwelkom my as 'n eregas deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. Dawid sien raak dat die Here aan sy kant is. Hy sien hoe die Here hom eintlik voortrek met hierdie feesmaal, dat hy 'n eregas voor God is. Hy sien die seën van die Here in sy lewe raak, hy sien dit so baie, en hy sien hoe baie sy beker ook oorloop. In Psalm 18 vers 2 en 3 skryf Dawid ook, hy het gesê, ek het U baie lief, Here, U is my sterkte, die Here is my rots, my vesting en my redder, my God en my rots, by wie ek skuil. Hy is my skild, my magtige redder, my veilige vesting. Klink Dawid gestres? Nee, maar hy skryf in 'n grot, besig om weg te kruip vir die wat hom wil doodmaak. Hy weet die Here sal hom verdedig en by hom wees. En as ons aan Jesus dink, wie het hom aangeval? Sy eie mense, Jode, skrifgeleerdes, hulle het Jesus aangeval, nie die sondaars of ongelowiges nie. Hulle het gesê, seun van die duiwel self, hy kom van die duiwel. Jesus het hulle nie reg gehelp nie. Hy het net stil gebly. En toe Jesus voor Pilatus gekom het, is dit waar, vra Pilatus? Jesus het nie eers 'n woord gesê nie. Wanneer ons stil bly in oomblikke wat ons aangeval word, is dit in daardie oomblikke wat ons meer soos Christus is. Laastens, God is altyd daar, tot in lengte van dae. Hy sal klaarmaak wat hy in jou begin het. En soms veroorsaak mens jou eie stres. As jy gedurig net die negatiewe goed sien, as jy alles betwyfel, as jy self 'n teenantwoord of 'n maar vir alles het, as jy daardie wat as persoon is, Psalm 23 vers 6 sê, waarlik U goedheid en die trou vergesel my al my dae van my lewe, en ek sal bly in die huis van die Here, solank as wat ek lewe. Ek kan negatief bly oor die toekoms. Wat as ek my werk verloor? Wat as ek siek raak? Of ek kan vashou aan die Here en ek kan weet, hy is elke dag, elke tree saam met my. En dan kan ons positief kyk na die pad vorentoe. Wat as die Here se goedheid en guns oor my pad kom? Die psalmdigter bevestig dit. Die Here sê, sy goedheid en sy liefde sal by ons wees elke dag. Nie net sommige dae nie, nie net wanneer ons so voel nie. Hy bly elke dag besig met ons en sal ons nooit verlaat nie. Hy het sy goeie werke in jou begin, en terwyl God met jou besig is, neem elke geleentheid aan om hom daarvoor te dank. Die Here is inderdaad ons goeie herder. Hy beskerm ons, hy sorg vir ons, hy lei ons. Hy sal ons nooit benadeel of nooit los nie, want ons is vir hom kosbaar. In sy hande is ons veilig. Laat ons toe dat God jou help om jou spanning te verlig, minder te stres oor die dinge van die lewe. Laat God toe om jou te help in jou bekommernis. Lê dit aan sy voete. In jou gejaagdheid, raak rustig in sy teenwoordigheid. In jou keuses, hou jou oog op hom. Hy sal vir jou die pad wys. Moenie bang wees om die toekoms tegemoet te gaan nie, want God is by jou. Laat toe dat God jou mag lei, soos 'n goeie herder doen. Amen. Kom ons bid saam. Here God, soms voel ons soos skape, maar nie skape wat in groen weivelde wei nie. Ons voel of ons aangejaag word na die slagpale toe. Dit voel of alles uitmekaar wil val en ons heeltyd moet vrees vir ons lewens en vir oorlewing. Vader, help ons vandag om ons oë op U te rig as herder. Help ons om U te vertrou en U stem te volg. Help ons asseblief om hierdie spanning en stres waarmee baie van ons leef te verlig. Help ons om nie bang te wees vir die toekoms nie. Vader, laat ons in wysheid optree en in U weë wandel.
Spreek ons tog vry van die sondelas waarin ons so swaar dra. U ken ons harte, U ken ons gedagtes. Wees met ons Vader, dat ons Psalm 23 waarlik in ons lewens kan ervaar en kan leef. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit, baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n stewige rots, baie diep haal hy my uit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar daar is, lei hy my heen, na waters waar daar is, lei hy my heen. Hy lawe my soekersiel en hy lei my op paaie van geregtigheid om sy naam ontwil. En al gaan ek deur die donker van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie. Hy is by my. Hy dek die tafel voor my gesig, voor die oë van my vyande beloon hy my, en hy salf my met olie vir my. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde,